Almagtige Vader, Abba Jahoua, ons kom na U toe in Yeshua se naam, ons kom sê vir U weer eens dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te kom. Vra U om die gehoor ook te seën met die vrymoedigheid van Gees om vrae te vra wanneer hulle vrae het en ons vra U Gees om ons te leer met Vader. Ons sê vir U dankie daarvoor in Yeshua se naam. Amen. Amen. Goeiemôre, ek groet julle in die naam van Yeshua. Hallo. Hallo. Hy is hard. Okay. Julle, ek moet eers die skrifte vir julle gee. Okay. Markus 4 1 tot 20. En dan is het vers 26 tot 29. Okay, Markus, sorry. Markus 4, 1 tot 20. En dan 26 tot 29. Het allemaal in? Dan zit Jacobus 1, het James 1, 19 tot 27. 19 to 27. 19 to 27. Het allemaal op? Dat ons Colossense 3, vers 1 tot 17. That's Galatians 3, verse 1 to 17. Het allemaal in? Okay, dan het ons Matthew 23 verse 3. Verse 3. Matthew 23 verse 3. Mattheus 23 vers 3. Dan het ons Romeine 2, is Romans 2, verse 21 to 24. Dan het ons Psalm 1. Okay, then we have Matthew 7, verse 7 to 11. Mattheus 7, vers 7 tot 11. Then we have 2 Thessalonians 2, verse 11 to 7. 11 to 7, 11 to 12. 11 and 12. 2, vers 11 tot 12. Ek dink almal van ons was al by 'n begrafnis gewees, né? Nee? Ja. En julle het seker almal nou al gehoor van stof is jy gemaak en tot stof sal jy terugkeer. Ja. Nee. Ja. Okay. So Markus 4 is die gelykenis van die saaier. So ons gaan nou lees en dan sal ek vir die hoor stop. Okay. En hy het nog eenmaal by die see begin leer en 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in 'n skei geklim en op die see gaan sit het.
En die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê: Luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval. En die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval. En die dorings het opgekom en dit verstik. En dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval. En dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei en het gedra 31 en 61 en 100voudig. En hy sê vir hulle: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, om na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenis. Nou, dis vir my opvallend dat hulle verduidelik dat dit is van die mense wat saam met die 12 was, het na hom gekom en hom gevra. En toe sê hy vir hulle, en hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. Sien, so hulle het die moeite gevat om te gaan en te gaan vra. Hulle het verder gegaan en hulle het verder die kennis gesoek. Neem hulle kennis daarvan. Nou, hierna volg die uitklaring van die gelykenis. En ons elkeen is een van daai persone, en ek kan myself sê, ek was al waarskynlik een van elkeen van daai. En hierna wil ek skriftuurlik vir julle wys hoe ons onsself kan stel in 'n posisie waar ons van die goeie grond sal wees. Okay. En ons sal ons daai skrifte lees. Sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie. Dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle: Begryp julle nie hierdie gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Dit laat my dink aan wat is daai, die vrywillige vertraagdes. Ek weet nou nie wat is die regte skrif nie. Willingly ignorant. Dis die wat net sê, luister, ag man, jy praat strooi. Hulle is vrywillig ongelowig. En hulle sit nie daar en luister in diepte na die woord nie. Nee. So die duiwel kom dadelik en vat dadelik dit wat gesaai is weg. Dadelik, onmiddellik. Jy sê dadelik in jou hart dat dit is nie so nie. Nee. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Sien, as hulle neem die woord aan en hulle sê, ja, sy naam is Yeshua. As hulle daar buite kom en almal sê Jesus, dan sê hulle, okay, ja, nee, is nou maar Jesus. Jy sien, hulle kom al by die Romeine, dan maak hulle soos die Romeine. En hulle draai hulle nie eerder reg leer nie, nee. Daar's geen wortel. Okay. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge
kom en verstik die woord en die woord word onvrugbaar. Baie keer hoor ons en ons wil graag hierdie dinge wat ons leer by die herder hiervoor, dan wil ons so graag die dinge volg, maar as ons daar buite kom en ons die swaar kry van die lewe kry ons onder. Dan gaan ons weer daar uit en ons vloek weer soos 'n matroos, want die dinge kry ons onder. Sien, dan word ons daar tussen, dis daai saad wat so tussen die dussels gegroei. Nee. Die hartstogting van die lewe verdruk die woord. En dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrug dra, 31 en 61 en 100-voudig. Ek lees nou daar van vers 26 af. En hulle sê die gelykenis van die saad. En hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe weet hy self nie? Want van self bring die aarde vrug voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Nou, ek onthou ook maar 'n tyd in my lewe waar ek ook maar in die kerk gesit het en dit vir my glad nut. In daai tyd het dit vir my gevoel of dit nutteloos is. Daai ou praat daarvoor, maar binne in my verander dit niks nie. En dit laat my net dink, dit is hoe dit nou hier so geskryf staan. Ons weet nie wanneer aktiveer God se gees iets in jou. En dan bekeer jy. So dan, maar so vir die wat daar buite voel dat vir my is dit nutteloos om die gemeente by te woon, om te hoor die woord, om te luister na die woord, wil ek sê volhard tot die einde toe. Want op 'n tydstip van jou lewe dan obviously daai saad moet jy 'n bietjie water gee elke dag en dit sal groei. Maar volhard tot die einde toe, bring jou kinders kerk toe, maak nie saak hoeveel hy met jou stry en hoeveel hy nie wil nie. Bring hulle na die gemeente toe om te hoor die woord. Daar's 'n skrif en ek het hom nou nie opgesoek nie, maar word nie gelykvormig aan die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Be changed by the renewing of your mind. Jakobus 1 vers 19 tot 27. That's James. Excuse me. Excuse me. Almal. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Jy sien as dinge in 'n ou se lewe gebeur, en kyk, dit is maar iets waarna ek ook moet luister, iets waaraan ek ook moet werk. Want iets kan gebeur, en dan dadelik word ek kwaad, en dadelik skyn, hoe kan ek sê, kan mense nie Christus in my raak sien nie. Hulle kan nie Yeshua deur my sien nie, want ek doen iets wat nie geoorloof is om te doen nie. Verstaan?
ek reageer in 'n manier wat ek nie veronderstel is om te reageer nie. My ouma vertel my van 'n pastoor wat daarso in hulle dorp is, ons het so 'n bietjie gaan kuier daarso, en sy vertel my van hierdie een pastoor wat sy sê sy sit nie so, haar gees sit nie so lekker met hom nie, want sy sê, kyk, sy werk op 'n plaas en alles, en sy partykeer vloek sy ook maar, en maar dit is nie vir 'n herder moet nie so aangaan nie. So, want die wêreld kyk daar buite, en sy sê vir my, en sy is nou 81, en sy sê vir my, luister, sy sit nie reg met hierdie pastoor nie, want sy glo dat daar 'n sekere manier is wat 'n herder moet optree. So 'n by example. Dit is nie veronderstel om so te praat nie. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red, en word daders van die woord en nie hoorders van wat julle self bedrieg nie. Sien mense wat net sê, ja, ek dien die Here, maar jy kan dit nie sien in hulle daad nie. So die Here ken my hart. Ek gaan nie kerk toe nie, of ek gaan nie tabernakel toe nie, want die Here ken my hart. Ek dien die Here daar waar ek bly, maar in actual fact dien jy nie die Here nie. Maar dit laat my dink ook, ek is nou besig met 'n time management course, want ek sukkel met my time management. Want vir die werk, en hierdie ou ook, en dit strook met dit wat in die woord wat ons nou hier gelees het, om daders te word van die woord. Hy sê vir ons nou, ek gaan jou al hierdie dinge leer, en ons kan al hierdie goeders doen, maar dit is nou 'n online course, maar as jy nie dit gaan vat en dit daar buite gaan doen nie, dan teen 'n week gaan jy dit vergeet. Jy moet dit toepas, dit wat jy leer, anders dan gaan jy dit vergeet. Ricardo, I just want to say something to you. In the 80s, the company I worked for, mid-80s, they sent all the employees to a time management course that lasted for a week. If I tell you that it works and apply to today, it actually also instills discipline. It's going to stand you in good stead. You're going to love it. Yeah. It's going to work. It's gonna, if we do it. Ja, as die mense dit doen, dan definitely sal dit werk. Okay. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Het julle dit al agtergekom? As jy in die spieël kyk, kyk my baard, lyk my baard lyk daarom alright. As ek weer verby die spieël gaan, dan check ek net, maak net gou seker. Ja, is dit nie? Maar jy sien, dit is, as jy nie 'n dader word van die woord nie, dan raak 'n ou soos daai ou. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle nie meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Dink ons almal kan maar seker maar bietjie leer so nou en dan van daai. So hy sê, as jy nie jou tong in toom hou nie, dan is jou godsdienst te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekloos te bewaar van die wêreld. So hy sê, hierdie is onbesmette en reine godsdienst. Reine en onbesmette godsdienst voor God
en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te versoek en jou vlekloos te bewaar van die wêreld. So die wat nou pen en papier gebring het, ons kan nou so 'n paar notaatjies maak as julle wil. So punt nommer 1 is om daders te word van die woord. Okay, Kolossense 3. Ja. Colossians, is only one. Ja, Galatians. There's only one. Ja, there's only one. Chapter 3. This 1 to 17. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo. Bedink die dinge wat daarbo is. Nie wat op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou wanneer ons gedoop word, dan lê ons die ou persoon af en ons staan op as 'n nuwe persoon en ons lewe volgens dit wat God wil hê ons moet lewe. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdiens is. Sien ons dink wanneer daar nou mense is wat aan Allah bid of verstaan hulle gaan buig nou voor hierdie beeldjies dat dit die enigste afgodsdiens is, maar sien hierso sê dit ook, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid. Dit is ook afgodsdiens. Sien, dis die dinge wat ons nie moet bedink nie, want dit sê, want onthou, dit waaraan ons dink, is die dinge wat ons sal doen. Dis hoekom daar geskrywe staan dat word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word vernuwe deur die vernuwing van jou gemoed. Be changed by the renewing of your mind. So jy moet verander die dinge waaraan jy dink, want die dinge waaraan jy dink, op die einde van die dag, daar's 'n skrif wat sê, dat wanneer die begeerlikheid, hoe kan ek sê, wanneer dit volmaak word, dan gee dit geboorte aan sonde. Ek dink dit is ook in Romeine wat dit sê. Maak dood dan julle lede wat op aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het.
Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, 'n skandelike taal uit julle mond. So deur te vloek en skandelike taal te gebruik is ook 'n sonde. Nee. Sê ons moet ook afstand doen daarvan. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. En julle jul met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek of Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Ek sien nêrens hierso wat hy vir ons sê dat ons moet skinder van mekaar of mekaar moet beskuldig nie. Nee, hy sê ons moet mekaar met skrif en met psalms vermaan. So ons moet in vryheid met mekaar lewe. Nee. En wat julle ook al doen in die woord of daad, doen alles in die naam van die Here Yeshua en dank God die Vader deur hom. Wat is daai? Kolossense. So die tweede punt is, bedink die dinge wat daar bo is. Wat saam hand aan hand gaan met bedink dit wat reg is. Bedink dit wat goddelik en loflik is. En moenie dink aan die wêreldse dinge nie. Nee. As jy dit verander waaraan jy dink, dan sal jy dit verander dit wat jy doen. Okay. Matteus 23. Dis net vers 3 hierso, waar hy sê, alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Ek sê hier van vers 1 af lees. Toe het Yeshua die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Nou so hulle het Moses se stoel gevat deur Moses het gegaan na God toe en God het vir hom gesê, gaan sê vir die volk, hulle moet so en so doen. So die fariseërs het die skrifte, die Ou Testament, het hulle geleer en hulle het uitgegaan en want daai tyd kon nie almal lees en skryf en goed nie. En hulle het uitgegaan en vir die mense gaan sê, luister, dit is hoe julle moet leef, maar hulle het nie daarvolgens geleef nie. Nou, hy sê hierso vir die disippels, julle moet doen presies dit wat hulle jou geleer het om te doen. So al die skrif van die begin tot die einde toe, moet ons onderhou. As dit in die Ou Testament gesê het, en dit sê dit
dat jy moet nie ingeprikte prentjies in jou maak nie, dan moet jy dit nie nou doen nie. Onthou, hiervoor, Christus het gesê, Yeshua het gesê, luister jy, gaan uit, gemaak disippels van alle nasies en leer hulle al die dinge wat ek julle geleer het. En daarvoor het hy gesterf. So tot en met vandag toe moet ons nog steeds uitgaan en disippels maak van alle nasies en doen alles dit wat hy gesê het ons moet doen. En dan ook, in daai stukkie is daar ook vir die herders 'n ding, wat ek net vir die herders wil sê, practice what you preach. Nou die skrifgeleerdes, Jesus sê daarso, doen alles dit wat die skrifgeleerdes vir julle sê om te doen, maar moenie maak soos wat hulle maak nie, want hulle het nie gedoen soos wat hulle sê jy moet doen nie. Maak dit sin. Ja. Ek het groot geword waar my pa altyd vir my gesê, doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Nee. Maar so wil ek ook maar net vir die herders sê, practice what you preach, né? Ja. As jy practice what you preach, en dan sal goed, hoe kan ek sê, Yeshua se beeld in jou wys. So dan hoef jy nie uit te gaan en te gaan blaker op die hoeke van die strate dat ek is 'n Christen nie. Maar ek is 'n volger van God nie. Nee. 'n volger van die Almagtige nie. Nee. Kyk Romeine 2. Of 10. 2. So is net so 'n stukkie supporting scripture. Kyk maar lees. Ek lees al van 21 af. Jy dan wat 'n ander leer jy jouself nie. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy. Jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel. Jy wat 'n afskuw van afgode het, pleeg jy tempelroof. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur jou oortreding van die wet. Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Jy sien nou, ons in ons gemeente het 'n afkeer om te sê dat, luister, ek is 'n Christen. Hoekom? Want as jy kyk na wat mense sê, wat mense doen, wat hulle self Christen noem, dan kan jy nie regtig jouself onder hulle klassifiseer nie. Kan nie, ja. Sien jy, so ons is al klaar onder daai klas. En nou wanneer ons sê ons is 'n volger van die Almagtige Abba Yahuwah, en ons gaan maak nou net soos wat ons wil, dan is dit as gevolg van ons ontwil, hoekom God gelaster word. Want dan sê almal nee, ek wil nie na daai gemeente toe, want hulle sê so, maar hulle doen so. Psalm 1. Kan ek maar lees. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan
die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. So is 'n goeie psalm vermaning, is dit nie? Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters nie. So as ons nommer 3, moenie sit in die kring van die spotters nie. Nee. En hy sê ook hierso, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Jy sien, as 'n ou nadink aan die dinge daarbo en jy bedink heeltyd, ja, maar dit is reg en dit is verkeerd en dit is as ek dit doen dan sal dit God behaag en as ek dit doen dan sal dit nie God behaag nie. Jy sien, as jy heeltyd as jy daai tipe dinge oordink, dan sal jy weet wat reg en verkeerd is. Jy sien, dan begin jy nie loop. Daar's 'n sê ding wat sê dat God se water oor God se akker loop. Jy gaan maar net aan. Jy gaan maar net aan. Matteus 7. Ek moet lees. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Let hierso op. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om 'n brood vra aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Daar's 'n skrif wat sê, soek tot in alle ewigheid eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle aangeheg word. Bygevoeg word. Nou, hierso waar daai stukkie staan van elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind. Dit waarna jy soek en dit waarna jy streef, as jy lank genoeg soek en jy lank genoeg streef, gaan jy dit kry. So waarna soek ons, waarna streef ons? En is dit nie, as 'n mens kyk na jou eie lewe op die ouende van die dag, hier waar ons sit vandag, is 'n resultaat van al die dinge wat ons gedoen het deur die loop van ons lewe. Dis 'n resultaat van die koek wat gebak is 'n resultaat van al die bestanddele wat jy daar aangesit het. Dit is net so. Okay. 2 Tessalonisense 2 vers 11 tot 12.
Ek gaan hierso van 10 af lees. Ek het gesê 11. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Nou, die wat verlore gaan, dit sê hierso, daar was nou baie wat vooraf staan, maar van hier af waar hy sê, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Nou wanneer ons hoor dat dit is verkeerd, dan is dit God wat aan jou deur klop, wat sê, hey, luister jy is besig om die verkeerde ding te doen. Dan seën hy ons met die kennis om gered te word. Want hy sê vir jou, luister jy is besig om die verkeerde ding te doen. Maar as jy aanhou om die verkeerde ding te doen, en jy stry die hele tyd teen God se gees, dan gaan jou gees sterker word en God gaan op jou klop. Hy gaan jy en dan gaan hy jou die gees van die dwaling stuur. Dan sê jy begin glo. Ja, maar kyk, as ek 'n dop drink, ek maak niemand seer nie, ek drink my dop. As ek daar gaan rook en ek lê daar op die bed en ek pas uit of wat ook al, ek doen niemand foute aan nie. Want dan glo ek die gees van die dwaling. Ek glo myself. So ons moet net dan nou streef dit wat goed en welgevallig is in God se oë. Amen. Enigiemand enige vrae, enigiets om by te las? Ek kan net daarso wys dit vir kaart nou gesê is. Ek kan bevestig dat dit die waarheid is. So almal weet, as jy JP is nie meer met ons nie. Hy lewe nog ja. Maar dit wat Ricardo daar gesê van hy het die gees. Dus wat Ricardo nog gesê het, hy het geaccepteer God se gees deur te doen wat verkeerd is, wat weet dit is verkeerd. Wat ek daarby bedoel is, uitgegaan, tattoos op hom gesit. En hy het geweet dat dit verkeerd is. En nou doen hy nou nog meer. So hy het die al wat ons kan doen vir ons ouers en vir onsself is, vir ons kinders is om te bid. Want dit kan jy niks doen nie. Dit is presies wat God se woord daar sê. Ja. Ja, ek sê so. En ons kan maar vir hulle preek ook. Ja, hulle hoor nie. Ja, maar ons moet alle preek. Maar hoe kan 'n mens Alle die saad saai. okay, kom ek weet vir jou ek kan nie naby dit nie. Hoe kan 'n mens die woord volg as mense wat dit vir jou preek eintlik self die woord gaan sodat jy nou gesê jy moet doen wat die woord sê. Ja, jy moet doen wat die woord As jy reg draai, dan vra hy 'n slag van jou. Of die ene sê daai van jou, verstaan jy? Wat sê jy dan? Ja, maar jy kan nie lewe volgens dit wat jy wil nou, hoe kan ek sê? Jy kan nie sê ja, if you can't beat them, join them. Dan gaan jy so in die vuur laat. Onthou dit. So as iemand vir jou, as ek nou vir jou preek, jy moet nie drink nie. En jy stap nou hier af in die straat, jy sien ek sit daar by die bar. Gaan jy nou saam met dopkind drink? Nee, ek moet nie dit doen nie, maar dis hoekom ek ook sê, verstaan, practice what you preach. Verstaan, as moenie, hoe kan ek sê, jy moenie afskie neem as iemand nie volgens sy eie of volgens die skrif lewe nie. As hy vir jou raad gee volgens die skrif en jy gaan toets dit volgens dit wat in die woord staan en dit is reg, volg dit. Ja. Maar moenie dit doen wat die skrifgeleerdes doen as hy nie volgens die waarheid wandel nie. Maak dit vir jou sin? Ja. Maar kyk, die Here gebruik hulle. Al wat sit daar, al preek hulle daai woorde goed is daar. Jy weet dis die waarheid. Jy moet jou eie saligheid vir God uitwerk. Daai man moet sy eie saligheid vir God uitwerk. So jy moet luister, as jy geluister wat hy gesê het en jy het dit gedoen, dan staan jy reg voor God. Want jy gaan voor God staan eendag. Daar gaan voor God staan eendag. So wat jy gaan besluit wat jy gaan maak. Dit is wat meer belangrik is as wat daai ou sê. En wat moeilik is, het jy nou gehoor wat dit daar staan het dat ons moet dit in hoe kan ek sê, julle moet mekaar verdra.
jy daai stukkies hoor wat ons Ja. So dis maar nou 'n stukkie waar jy ook getoets sal word waar jy moet hom af verdra. Al as hy vir jou iets sê wat die waarheid is en wat reg is, moet jy daarvolgens volg. Maar as hy self nie daarvolgens volg nie, kan jy ook maar hom vermaan in deur psalms en skrif, soos wat daar staan, maar ook deur lankmoedigheid en verdraagsaamheid. Ja, Lisa? Maar jy kan vra, jy weet, ja? Ek wil net aanlas daarby Teresa se gepraat het van jy. Ons het nou die dag oor dieselfde ding gepraat. Noem word dit nie moetswillige sonde nie. Ja. Soos jy weet dit is verkeerd maar jou. Ja, as moetswillige sonde, ja. 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 Ek en Teresa het nou die dag ook daaroor gepraat en ek voel nogal jammer vir dit. Dit is regtig erg. Ek dink my kinders is ook nou nie heel van die beste nie. Hulle is ook partykeer aan die net grys maar. Dis waar die wysheid inkom om nie daar te gaan op die jank. Ricardo, Ja. I've got a general philosophy. Everybody falters in life. All people. Nobody's gods. Everybody's just humans, right? From presidents to so-called princes and kings and queens to everybody here. Right down to preachers, pastors. You can call them what you like. Here is all the truth that you need. My general philosophy is, and I actually abide by it, and I messed up a while ago, go back to this. So if you're not sure about what anybody says to you, do around you, or even your pastor, go back to the word. And as a matter of fact, Pastor JP says the same thing. Ja. Go to the word. Ja, hy het sy hand eers Never op. mind what everybody else says or does. Just live by this and you'll be fine. Ek wil net iets vir jou uitvind. Ek het nou by mense gekom aan tot so begin stryery kry oor brand en so dit. Dan sê hulle vir my nee, jy mag drink, maar jy mag dit nie oordoen nie. Ja, en dan is hulle gesê, Ja. Nou wat sou daar kan jy voor dit gestaan gesê. Daar is 'n skrif wat sê Because the wat thing jy is, moet people when stryd they're op drunk, jou they don't know liggaam. when they're drunk. They don't know whether they've Ja, drunk ja. too many. They don't. Jy wou nog iets sê maar ek dink was. Wat ek wel by sê is, as ek God nie lief gehad het vir alles, vir my kinders nie, sê ek het van nie. Ja. Liever as enigiets. En my kinders weet dit en dis God se genade en liefde wat my dra. Ek sal nooit ophou bid vir hom nie. Vir al my kinders maar vanaand vir hom. En ek gee goed al die lof en eer. Dit was nie vir hom nie, so ek het nie kon doen. Ja, kyk, dit sê daar's 'n skrif wat sê dat as jy jou eie familielede en jou geliefdes nie haat nie, is jy my nie waardig nie. So waarvan hy eintlik praat is of wat hy maak net 'n vergelyking Ja. van wat jou liefde moet wees teen jou liefde van jou geliefdes. Ja. Maak dit sin? Ja, met lief. So jou liefde vir God moet bo alles is. Ja. Dit laat Dis my dat- net aan die skrif op wat my pa gesê het, as jy kind daar moet doodmaak, ek het al baie daaroor gedink, hier voor jou, gaan jy nog steeds staan vir God? Of gaan jy jou kind voor God kies? Dis dinge wat 'n mens moet mooi weer stil raak en dink. Ek wil eintlik dit as 'n mooi in my jare gaan ek was so dankbaar vir die Holy Spirit wat daar was met my. Dat elke keer wat ek was so, ek het ook 'n proses gejaag. Die werk het drank geword of experimenteer met die goeders en dit het gevoel vir my soos ek dink nie vir myself nie. Ek kan nie dink nie vir myself nie. Ek is nie beheer nie op my eie actions nie of my thoughts nie. En dit het so op my gewerk dat dit my directly afgedraai. So from daai goeders. So ek was nie ek leer nie gelyk nie op nie en beheer nie op my eie mind en body te wees. So dit baie vandag op my gewerk is ek luister dit wat jy doen nou is nie reg nie. Dit is nie vir jou nie. Draai weg en loop weg. So ek het afgedraai van die vriende wat ek gehad het. Ek het my vriende afgesny wat is nie was nie goed vir my nie. En wel ek wil gepaard het of gesnif het of wat ook al, dan julle kan doen wat julle wil, ek gaan kwijt. Ja. So ek is so dankbaar vir
Holy Spirit wat dwels dit uit my from daardie pad baie vinnig afgedraai en gestuur my op die regte pad. Amen. Kathy, you said something that, okay. Ja, allemaal klaar? Also, zijn we ons almagtige Vader, ons sê vir U dankie vir die skrif, my Vader, dat ons die vermoë het om die skrif na te gaan, my Vader. Ons weet in die skrif het U alles uitgeleer, my Vader. En ons sê vir U dankie dat U ons seën met daai kennis. En ons vra U om saam met ons te wees deur die loop van hierdie week, sodat ons die diep wortel sal skiet, my Vader, sodat ons kan verander binne in ons, my Vader, tot beter, tot verheerliking van U naam in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Is it okay? Ja, sê so. Jy skep ongelukkig geskil. Ek wil net ietsie lees en ek wil dit in die Afrikaanse Bybel lees. Maar ek het 'n interessante ding gesien hierdie week, 'n video gesien oor Judas Iskariot. En ek wil hê jy moet luister. Ek het in die Engels dit gesien en toe wil ek net kyk in die Afrikaans. So ek lees in Matteus 26, ons kan ook die nagmaalskrif daar lees, want dis volg direk daarna wat ek gaan lees. Ek lees vanaf vers 20. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord, nou ek wil hê jy moet oplet, daar Here. Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan hom geskrywe is. Maar wie het daardie man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, ja, jy het dit, jy het dit gesê. Jy het dit opgelet, nee. Ja, almal se Lord, ek sê Rabbi. En hy sê Rabbi. Ek weet nie of jy daai video gesien het hierdie week, maar dit was vir my so oplettend. Judas Iskariot het gesê die Here is a teacher. He's a teacher. He's a master, he's a teacher. He didn't recognize him as being the Lord of Lords. En ja, dit was vir my oplettend. Vanoggend, ons sit hier so vanoggend. En wie van ons sit vanoggend en dink, wel, hy is net iemand wat 'n leraar is. Soos wat Ricardo vanoggend vir ons gelees het. When they were sitting there and they were, and Yeshua said to them, you must do as as what you've been taught to do. What the Sadducees and the Pharisees taught them to do. And then they had to go out and do it. But the Pharisees and the Sadducees, they didn't do it. So hulle ook, they recognized that Yeshua was a rabbi, but they didn't recognize him as being the Lord of Lords. And then and the Bible says that those that call upon the name of the Lord will be saved. Those that confess that he's the Lord of the Lords and King of Kings, and who bow their knees, they will be saved. If we persevere, if we continue to the end. Amen. So that was net vir my oplettend. I've never read it like that before. But yes. And Judas, God has prepared a place for him. And it will not be by Yeshua. So yes, but yeah, that's just what it is. Okay. So kom ons staan vir die skrif.
En terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.